Hallo julle en baie welkom by die nuwe kwartaal. Ek hoop julle het regtig 'n lekker vakansie gehad. En verlede week het ons gesamentlike erediens gehad en daar kon ons al 'n bietjie vir julle ook welkom gesê, maar hierdie is ons eerste amptelike tekkiesdiens vir die nuwe kwartaal en ons hoop dat julle hierdie kwartaal ook saam met ons baie sal geniet. Ek wil net so een afkondiging uitlig. Onthou asseblief van ons wynveiling en kuieraand van die 4de September. Dis 'n Vrydag. Jy kan ook nou al jou kaartjies ook daar verkoop by die kerkkantoor, of as jy dalk miskien op 'n ander manier wil deel wees en jy wil net 'n paar wyne skenk, is jy ook meer as welkom om dit te doen. Ek wil vir julle almal baie geluk sê, die wat dalk verjaar het die afgelope vakansie, baie geluk, en ons glo en vertrou ook dat dit vir julle baie lekker was en dat jy daarom so 'n bietjie jou verjaarsdag kon gevier het ook, en mag die Here vir jou seën ook vir die jaar ook wat voor lê. Ons gaan nou lekker saam sing en die Here se naam ook loof en prys, en direk daarna het jy ook kans om vir die Here dankie te sê met jou dankoffer. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou vriend is? Weet jy dat hy altyd sal hoor as jy hom vra om jou te wys hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is? Hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is. Verlede week het ons gehoor uit Romeine 8 uit dat Paulus sê daar is niks of niemand wat ons kan skei van die liefde van God nie. En vandag as ons bietjie lees uit Romeine 9 uit, dan klink dit heel anders en Paulus voel hier binne in homself heeltemal anders. So kom ons lees 'n bietjie wat staan daar in Romeine 9 van vers 1 tot 5. Hy sê daarso: God is baie goed vir Israel. En onthou nou net, Paulus was ook 'n Israeliet en was ook 'n Jood gewees. So wanneer hy sê God is baie goed vir Israel, dan sluit hy homself ook daarby in, né? Dan sê hy, ek wil nou met julle praat oor die Israeliete. Ek is baie bekommerd oor hulle. Die Heilige Gees weet dit. Hulle is my familie, maar baie van hulle glo nie in Christus nie. God kan my maar in die doderyk gooi, as dit net sal help, dat hulle in Christus glo. Hulle is tog God se volk. Hulle het gesien hoe groot hy is. Hy het baie verbonde met hulle gesluit. God het ook die wet van Moses, die tempel en die wonderlikste beloftes aan hulle gegee. Abraham, Isak en Jakob is hulle voorouers, en Christus kom ook uit Israel uit. Hy heers nou as God oor almal. Hy moet vir altyd geloof word. En dit is Romeine 9 vers 1 tot 5. En mens kan sommer hoor, Paulus is ontsteld en hy is hartseer, en ons gaan nou bietjie ook gesels oor hoekom dit so is. Maar ek wil eers vir jou vra, was jy al kwaad gewees vir 'n maatjie wat 'n baie goeie vriend van jou was en toe
ewe skielik het julle paaie maar net begin skei en hierdie maatjie van jou het dalk slegte goed van jou begin sê. Hulle wou nie meer gehad het dat jy saam met hulle pouse moet speel nie, en dan daarso by die rugby of by die netbal, dan is hulle snaaks met jou of lelik met jou, en eintlik loop hulle nie meer Jesus se pad nie. Want dit is presies hoe Paulus gevoel het. Sy eie mense, die Israeliete, wil nie Paulus se boodskap, dit wat Paulus graag vir hulle wil oordra en verkondig, hulle wou dit nie glo nie. Hulle wou nie glo dat Jesus ook hulle redder is nie. Hulle het net vasgehou aan hulle eie geloof. En Paulus was baie hartseer daaroor. En wat doen ons gewoonlik wanneer mense lelik is met ons? Wat doen ons gewoonlik wanneer 'n maatjie nie meer pouse saam met my wil speel nie, of ons is kwaad vir hulle oor iets wat hulle dalk gedoen het? Gewoonlik probeer ons hulle wegstoot, nê? Gewoonlik probeer ons van hulle te vergeet. Of selfs dink ons moet hulle terugkry op 'n manier, nê? En ons hoop eintlik dat dit eintlik met hulle sleg moet gaan, nê? Dit is hoe ons baie keer hier binne ons voel. Want daai maatjie was mos nou lelik met my, so nou moet ek lelik teenoor hulle wees. En alhoewel Paulus baie hartseer was oor dit wat die Israeliete gedoen het, en dat hulle nie wil glo in die boodskap wat Paulus verkondig nie, en dat Jesus hulle redder is nie, was Paulus nie met hulle lelik nie. Paulus het nog steeds omgegee. Paulus het nie van hulle vergeet nie. Maar Paulus kon nie verstaan hoekom die Israeliete nie wou glo in Jesus nie, want hy noem dit hier so, hy sê, daar's soveel geskenke, soveel dinge wat God vir hulle gegee het, om dit vir hulle maklik te maak, en makliker te maak, sodat hulle wel in Jesus kan glo. En van hierdie geskenke was, hy het hulle sy eie kinders gemaak, hy het by hulle gebly, hy het aan hulle beloftes gemaak, wat hy altyd gehou het, en dan die grootste geskenk van almal is, Jesus self het uit hulle volk gekom. En Paulus was hieroor baie hartseer, oor sy mense se keuses wat hulle gemaak het. Maar hy het nooit opgehou om vir hulle lief te wees nie. Hy het nooit vergeet hoe goed God vir hulle was nie. En hoor hoe groot is Paulus se liefde vir God en vir sy mense. Hy sê in die stukkie wat ons gelees het, God kan my maar in die doderyk gooi, as dit net sal help, dat hulle in Christus glo. Julle, en dit het my laat dink aan 'n storie wat werklik gebeur het. Toe ons nou daar in Tsoemkoe was, tussen die Boesmans met ons Namibiese uitreik, nou hier in die skoolvakansie, toe kom ons daar so op 'n plek, daar ver in die veld, waar die Boesmans in die bos leef, 'n plek met die naam van Noma. En daar so by Noma is daar 'n man met die naam Gert. En hierso omtrent 10, 12 jaar terug, het Gert en nog 4 ander Boesmans, waarvan een van die Boesmans Gert se jonger boetie was, het hulle uitgegaan, die 5 Boesmans, saam met 'n Australiese vrou, 'n toerist. En hulle het nou vir haar gaan wys, hoe soek hulle kos in die veld, hulle het vir haar gaan wys, hoe om spoor te sny en die diere se spore te volg. Hulle het eintlik vir haar 'n bietjie gaan wys, hoe oorleef hulle daar in die veld, daar in die middel van nêrens in die bos. En toe op 'n stadium, toe is daar 'n veldbrand. En hierdie vlamme het groot geword, en die vlamme was op pad daarna hulle toe, en die Boesmans besef toe, maar hulle sal kan weghardloop, hulle is vinnig genoeg om weg te hardloop van die vuur af, maar hierdie vrou, wat hulle daai oggend vir die eerste keer ontmoet het, hulle het besef, hierdie vrou gaan nie kan weghardloop vir die vuur nie. En toe maak hulle die volgende plan. Hulle laat haar heel onder op die grond lê, en toe het Gert sy klein boetie, het hy bo op haar laat lê, en toe het Gert bo op haar gelê, en die ander 3 Boesmans het bo op hulle gelê. Julle, en hierdie brand het toe ongelukkig 3 van die Boesmans
doodgebrand, waarin hulle dit nie oorleef nie. En al wie oorleef het was Gert, en Gert se jonger boetie, en ook die Australiese vrou, wat hulle daai oggend vir die heel eerste keer ontmoet het. En dit het vir my iets vertel van die Boesmans se omgee, nie net vir mekaar nie, maar die Boesmans se omgee en hulle liefde vir ander mense wat hulle daai dag vir die heel eerste keer ontmoet het. En dit het my ook laat dink aan hoe gee ek om vir ander mense? Hoe tree ek op, julle teenoor mense wat dalk lelik is ook teenoor my? Paulus sê, ons moenie terug lelik wees nie. Paulus sê, ons moenie van hulle vergeet nie. Want julle, daar is baie kinders by die skool, baie mense wat saam met mamma en pappa werk, wat nie Jesus se pad loop nie. Wat dalk nie lief is vir hom, soos wat ek en jy lief is vir hom nie. En Paulus sê, juist daarom moet ons nie van mekaar vergeet nie. Maar ons moet bly omgee, en ons moet bly bid, en ons moet bly hoop, dat hulle ook Jesus as hulle verlosser en as hulle redder sal aanneem, en dat hulle Jesus se pad ook sal begin loop. So ek wil vir jou ook bid vir hierdie kwartaal wat voorlê, mag jy Jesus se pad loop, en mag jy ander maatjies by die skool help, om ook Jesus se pad raak te sien, en want hulle dalk nie op daai pad loop nie, om vir hulle te bly bid, en te bly glo, dat Jesus ook hulle lewe kan verander. Ek wil jou uitnooi, en ek wil jou uitdaag, wees goed vir mense, gee om vir mense, wat dalk ook lelik teenoor jou was. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan weet, U het U lewe vir ons aan die kruis gegee. Dankie dat ons kan weet, Here, U wil ook vir elkeen van ons gebruik, om vir ander mense te wys wie U is, om vir ander mense te help, om ook op Jesus se pad te loop. Here, baie dankie dat ons kan weet, Here, U vergewe ons, wanneer ons ook ongehoorsaam was, of iets verkeerds gedoen het. En Here, net so behoort ons ook mekaar te vergewe, en nie van mekaar te vergeet nie, maar om te bly omgee, en om bly lief te wees. Ek wil bid, Here, vir elke gesin, vir hierdie kwartaal wat voorlê. Here, mag U by hulle wees. Mag U, Here, vir hulle alles gee wat hulle nodig het, sodat hulle U kinders ook kan wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê ook God se genade beleef. Mag jy beleef dat hy goed is vir jou, en mag jy beleef dat hy jou gebruik, daar waar jy is by die skool en by die werk. Amen.